Hallo julle. Hallo daar. Ons wil 'n kort reeks hê waarin ons 'n bietjie gesels oor spiritualiteit in gesprek met ander dissiplines, omdat ons dink dit is regtig baie belangrik. Dikwels kry 'n mens die idee dat 'n mens 'n sekere beskouing het en 'n mens is so besig om daardie beskouing of op ander mense af te dwing of om dit te verdedig, dat daar nie regtig sprake van gesprekvoering is nie. En net om ook weer te onderstreep, reg van die begin af het ons hierdie opnames van ons gesprekke tussen reisgenote genoem, omdat ons net absoluut oortuig is dat gesprekvoering oor baie grense heen baie belangrik is. En omdat 'n mens in die wêreld sien hoeveel misverstand daar is en hoeveel oneenigheid en striwelinge en botsings daar is, omdat daar nie gesprekvoering is nie, omdat mense, dis 'n kuns wat nie baie goed beoefen word nie. Regtig goeie gesprekke ook veral met mense of instansies of dissiplines wat anders as joune is. Of waarvan jy nie dalk baie weet nie en half skrikkerig oor voel. Ja. En ek dink mens moet miskien net in die eerste plek weer net sê wat is spiritualiteit, wat beteken dit vir ons, en dan wat bedoel ons met dissiplines, watter tipes dissiplines? Dis reg. En met spiritualiteit bedoel ons baie breedweg gesien 'n mens se lewens- en wêreldbeskouing. Wat is die dinge wat vir 'n mens belangrik is? Wat bepaal hoe 'n mens die lewe benader? En daardie lewens- en wêreldbeskouing word gedra deur 'n belewenis van God. Dit is jou spiritualiteit. Hoe beleef 'n mens God in hierdie lewe wat ons leef? Met sy uitdagings, met die hartseer dinge wat 'n mens daarin beleef, waar mense, weerlose mense seer kry en skade kry, al hierdie kwessies. Hoe hanteer 'n mens dit? Hoe leef 'n mens die groot kwessies in klein dingetjies in die lewe? Dis eintlik waarop dit neerkom in spiritualiteit. Ja, en dan die verskillende dissiplines waarna ons dink om 'n bietjie aandag te gee is iets soos wetenskap, spiritualiteit in gesprek met wetenskap, in gesprek met kuns, in gesprek met ekologie. Ek dink ons het nogal baie aandag gegee nou in die verlede, spiritualiteit in lewe, in die realiteit van lewe, en dinge wat gebeur. Ja. Ons het nogal baie daaroor gesels. Maar toe het jy nou hierdie baie interessante boeke beginne lees, veral in terme van die wetenskap en die ekologie, dit is natuurlik maar gekoppel. En ek dink wat vir 'n mens iets is wat 'n mens nogal, en ek kan nie praat van ander geloofstradisies nie, maar in terme van Christentradisies, iets is waarvoor ons bang is. Ons is bang om in gesprek te tree met enige iets wat vir ons vreemd is, of wat ons nie letterlik kan verbind met 'n Bybelstorie, of wat ons sien as feitelike dinge in die Bybel. Sodra ons daai amper 'n gevoel het dat hier goeders nie ooreenkom nie, dan kom die letterlikheid waarmee ons die Bybel lees eerste, en dan gooi ons al hierdie ander feite, bewyse, alles net eenvoudig weg. Ja. En ek weet nie mooi of dit ons dien op enige manier nie, of dit ons enigstens help nie, of dit ons help met ons godsbeeld eers nie. Want hoekom doen ons dit? Waarvoor is ons bang? Ek dink dit hang vreemd genoeg ook saam met 'n gevoel dat as ons nie net uitsluitlik op ons prentjie van God fokus nie, as ons nie net fokus op ons godsdienstbelewenis nie, dan is ons op een of ander manier dislojaal teenoor God. Toon ons nie genoeg respek teenoor
hierdie God wat ons aanbid nie. So dit hang saam met 'n godsbeeld waar hierdie God dinge net vir homself toeëien en mense wat net die regte geleide maak, deel van daardie God se groep is. En ons wil nie daardie God minag of sy gevoelens seermaak of wat ons dit ook al wil noem nie. Maar ek dink daar is ook 'n vrees vir as ek nou my ore gaan uitleen, gaan dit my wegvat van die waarheid of gaan dit my wegvat Dit ook. of gaan ek myself oopstel vir Ander invloede, nie Christelike invloede nie. So daar's hierdie groot vrees waarmee ons loop in terme van dit om die wat ons sien as die smal weg, maar wat eintlik ook baie dikwels iets kan wees wat oogklappe is waarmee ons werklik waar nie na die skepping en na ontwikkeling en wetenskap en alles wat daarmee saam gaan eers kyk nie. En die wonderlikheid van hoe hierdie dinge eintlik by mekaar kom is. Baie. En dit hang ook saam met 'n sekere lees van die Bybel en 'n interpretasie van die Bybel wat gewoonlik baie letterlik is, maar ook 'n misverstaan van Jesus se lewe en sy boodskap. Want Jesus se boodskap was ene van inklusiwiteit, waar mense wat dikwels op die rand van die samelewing, van waardeoordele of wat ook al gewees het, waar hulle ingebring is, waar Jesus dikwels met mense gemeng het, waarop die baie godsdienstige mense neergesien het. En ook mense buite die Joodse tradisie, die Samaritane, die Kanaanitiese vrouens, die Romeinse owerste oor 100, daar's telkens hierdie buite die grense beweeg en is dit hierdie inklusiewe boodskap wat 'n mens by Jesus kry. In so mate dat ek al vir myself 'n reël geformuleer het wanneer ek die Bybel lees. As ek 'n Bybelteks lees en ek interpreteer hom eksklusief, met ander woorde waar mense uitgesluit word, dan moet ek daardie teks weer interpreteer. Dan verstaan ek hom nie reg nie, want die boodskap van die Bybel en wat Jesus kom leef het en wat Jesus kom sê het, is een van inklusiwiteit, waar ons nie bang hoef te wees om in hierdie gesprek te tree nie. En ek is jammer om dit te sê, maar dit maak dat Christene tradisioneel nie baie goeie gespreksgenote gewees het nie. Waar ons eerder gekom het om ons wil op ander af te dwing, om hulle te oortuig om by ons standpunt uit te kom, maar daar is nie doodgewone ordentlikheid en gespreksmaniere toegepas nie. En dan sê ons, maar dit is in loyaliteit aan die Here. Daar's 'n uitdrukking wat sê, a good cause isn't helped by bad manners. En in baie opsigte het ons as Christene swak maniere gehad. Julle kan sien hierdie is vir George 'n baie sensitiewe saak. Nee, maar aan die een kant probeer ons so hard om die evangelie 'n guns te doen en doen ons van die grootste skade aan omdat ons baie eng en eksklusief na dinge kyk en mense links en regs uitsluit en daardie ruimhartigheid, die grootsheid van Christus, dat ons dit net uit die oog verloor. En om daardie rede, wat gaan gebeur, en ek dink dit is hoekom dit so nodig is dat ons hierdie gesprekke het, as die Christelike tradisie, as die Christelike godsdiens nie die vermoë ontwikkel om met al hierdie ander dissiplines in gesprek te tree nie. As hulle dit nie doen nie, gaan net geleidelik wegkwyn en op die kantlyn
gerangeer word, nie ernstig opgeneem word nie, nie na waarde geskat word nie, want hy gaan niks hê om te sê nie. Daar is soveel wonderlike ontwikkelinge wat plaasvind, wat ook vir die spiritualiteit geweldige horisonne oopmaak. So, dit maak 'n mens opgewonde as 'n mens hierdie gespreksgenote ontdek, en jy weet, die evangelie het iets daar te sê. Nie om hulle te oortuig nie, maar om nog mooier aspekte uit te bring. Man, net pragtig. So, Ek sit lekker hier vandag. Nee, maar ek dink ook, en dit is wat so wonderlik is, hoe 'n mens byvoorbeeld die ou mystieke skrywers se werk lees, en hoe die wetenskap op hierdie stadium besig is om te bevestig wat hulle aangevoel het. En nog altyd gesê het, en hoe hulle, en ek dink dis wat so mooi is, en dat 'n mens dit kan mis as jy bang is om te luister na wat die wetenskap het om by te dra tot die spiritualiteit. En ek dink in elkeen van die dissiplines is dit so. So dit is net so inleiding. Ek hoop ons koppe is nog op na hierdie week se. Nee. Maar laat weet ons wat julle dink. Ons luister graag. Baie dankie julle. Ons gesels volgende week dan weer. Ek dink dan gesels ons bietjie in gesprek met die kuns. Ja, kom ons praat dan. Spiritualiteit in gesprek met kuns. Ja. Dankie julle. Mooi bly.